weer eens goeiemôre. Ek sê dit elke keer as ek hier voor staan. Ek neem nie dit ligtelik op nie. Want dis 'n taak wat ek toevertrou is om die gelowiges, die wedergebore toe te spreek en te deel. Ek is maar net 'n instrument vanoggend. En soos ek is 'n spraakbuis vir God se woord. So ek vat nie dit ligtelik op nie. En die vertroue wat pas in my plaas om my familie toe te spreek en die visitors en die wat kom om te luister na die woord van God. So weer eens baie dankie aan pastoor en Tannie. Ons kyk na Johannes. Johannes is net 'n gedagte wat ek wil deel saam met die Johannes 4 vers 23 tot 24. Is net 'n gedagte. Maar die uur kom en dit is nou. Wanneer die ware aanbidders die Vader sal in gees en in waarheid sal aanbid. Nou want die Vader soek ook sulkes wat hom sal aanbid. Nou God is gees en die wat hom aanbid moet hom in gees en waarheid aanbid. Nou gees is nie ritueel nie. Dit is die uiterlike vorm nie. Dit is die tradisies nie. En dit kom met jou binneste uit. Jou geesmens word deur die Heilige Gees word dit lewend gemaak. Nou ware aanbidding is intiem. Dit is intiem. Dit word gelei deur die Heilige Gees. En waarheid, dit is nie hoe ons voel nie. So dit is nie gebaseer op gevoelens nie. Is nie voorop gestelde gedagtes ook nie. Maar dit is volgens God se woord. So waarheid is nie 'n konsep nie. Waarheid is Jesus Christus. En hy sê ek is die waarheid, die lewe en die weg. So is dit 'n gedagte familie. So aanbidding moet in lyn wees met wie God is. Dit moet in lyn wees met wie God is. Nou, my fokusskrif vanoggend is niks anders as Efesiërs 6 vanaf 10 tot 12. Jy is wel bekend met geestelike dinamika waaroor pastor die afgelope maand nou al preek. Is wel bekend met dit hoor. Is jy wel bekend, familie? Ek kan sê ja hoor. So is wel bekend met geestelike dinamika. Né? So laas ek het pastor gepraat, onderskei van geestelike en die sielsrealm. Maar dit val alles onder geestelike dinamika. Nou ek wil vanoggend saam met u gesels oor Efesiërs 6:10. Nou, ek dink almal is wel bekend met dit. Met die wapenrusting en die volle wapenrusting wat jy moet aantrek om die liste van die duiwel af te keer, die borsplaat, die helm, die skoene, die swaard, die gordel. Julle is bewus daarvan, hè, familie? So ons gaan 'n bietjie gesels vanoggend daaroor. Nou het sê as volg. Eintlik broeders. Eintlik broeders, nou so jy verstaan wat beteken eintlik. Soos die eerste keer wat jy dit hoor, die paas het nou al telemaal daaroor gepraat. Nou wat beteken eintlik? Kom tot die punt. Nee, kom tot die punt. Nou eintlik broeders, soos kom tot die punt, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. Nee? So kom tot die punt om kragtig te word in die Here, nie in jouself nie. Baie kere wil ons kragtig word in onsself as iemand my kwaad maak, dan wil ek so vinnig sy nek omdraai. Nee? Maar in die Here, ons kragtig word in die Here, in die krag van sy sterkte. Nou, dan sê het, gaan ek net lees vir jy, vanaf vers 10. Eintlik, my broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan, sodat julle staande kan bly teen die liste van die duiwel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en teen bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu en teen die bose magte in die lig
bose geeste in die lig. Nou dit is waarteen ons stryd is. Nou voor ons hierin gaan ek net gou net na die Ou Testament toe. Nou, in die Ou Testament het baie oorlog gebeur. Nou is wel bekend hoe God die Israeliete uit Egipte uitgevat het, hoe die Egipte toegegooi was met die water van die see, en waar Saul moet geveg het teen die Amalekiete, teen die Filistyne. So is wel bekend, daar was baie oorlog gewees. Jy weet, as jy hier so kyk, nee, pas, Oekraïne en Russia, Gaza, Israeliete, en die Filistyne, is bewus daarvan. Nou, ons kyk in die Sura 17 vers 8, nou Israeliete teen die Amalekiete, so Moses se hande moes op hoog gehou het. Ek gaan net vandag deur familie, is net gedagtes wat ek wil net saamvat. So Moses se hande was op hoog gehou, en dit het bepaal die uitslag van die oorlog. So elke keer as sy hande gesak het, dan het die Israeliete begin verloor. Maar as dit opblaas, dan het hulle gewen. So gebed en geestelike ondersteuning bring oorwinning. Nou dit geestelike oorwinning. So gebed en geestelike ondersteuning bring oorwinning. So dis hoekom dit so belangrik is. So wanneer jy swak is, moet jy vrymoedigheid kan hê om na my broeder of na jou suster te kan gaan, sodat hulle kan teen hierdie liste van die duiwel kan afkeer. Dis hoekom dit so belangrik is. Nou as ons kyk na 1 Samuel 17, is dit Dawid en Goliat. Nee? 'n Jong herder wat teen 'n ervare vegter geveg het. En het hom oorwin. So God se krag oortref menslike mag. Dit oortref menslike mag. En sommige kere, dit kos net geloof. Nie in jouself nie. En dis waar vrees kom gewoonlik. Van jy wil dit in jou eie kragte wil jy doen. Dis waar geloof kom. En ons kyk 1 Samuel 13 tot 15. Saul en die Filistyne. Nou Saul was ongehoorsaam gewees aan die opdrag wat God hom gegee het. En hy het nie geluister na die instruksies nie. Nou wat gebeur met dit? God het homself onttrek. En het 'n ander gees ontvang. So oorlog word nie gewen deur jou titel nie. Dit word gewen deur jou gehoorsaamheid aan God se woord. So dit gaan nie om wie jy is nie. Pastoor, dominee, wie ook al. Maar as jy nie gehoorsaam is aan God se woord nie, dan gaan jy nie die oorlog wen nie. As jy manier nie. Jy word nie gevywe net omdat jy 'n pastoor of 'n diaken of wie ook al is nie. As dit nie volgens God se woord is nie, dan is dit nie in lyn met God nie. God doen niks buiten sy woord nie, net om jou tevrede te stel. Dit werk nie so nie. So waarna ek wil terugkom, my boodskap vanoggend is familie. Ken jou ware vyand. Ken jou ware vyand. In die Ou Testament het hulle geveg teen die nasies, het geveg teen mekaar. As gevolg van territory, lande. So die Israeliete moes die beloofde land ingaan om te veg. Dit was deel van God, hoe God dit gebruik het. Maar in die Nuwe Testament familie veg ons nie meer teen mekaar nie. Ons veg nie meer teen mekaar nie. En so baie wel is veg teen mekaar. So wanneer ek sê, ek het my mes in vir daai een. Het jy al dit gehoor al? Ek het my mes in vir hy een. Is dat seer? So ken jou ware vyand. Van ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. So baie gelowiges, hulle raak moeg. Hulle raak verward. Hulle raak kwaad. Hulle is ongelukkig. Nie omdat hulle nie glo nie, maar is omdat hulle veg 'n verkeerde vyand. Hulle die, ek weet nie of jy bekend is aan die military movies nie. Nou, Anke lees is hier nie, Anke lees het mos 'n Netflix account, so hy is lief om movies te kyk.
Nou die military movies, hulle noem dit 'n vient, is 'n flank, so wat hulle noem, fix en flank. Nou wat hulle doen, né? Hulle maak je confused, is 'n manoeuvre. Hulle noem dit 'n manoeuvre. Nou hulle maak of die attack van vooraf kom. Maar die attack kom actually van agteraf of van 'n ander direction af. So jou fokus is die voor waar jy dink jy word geattack. Maar dit is nie waar die ware attack plaasvind nie. Dit kom van 'n ander direction, kom dit vanaf. En baie kere is ons tunnelvisie van ons kyk so na 'n situasie. Maar dis nie hoe ons moet kyk nie. Ons het nou vroeër gesing, open the eyes of my heart, Lord. So hoe kyk ons regtig na 'n situasie? Ons kyk baie kere na die persoon wat ons aanval. En daai is tunnelvisie, daai is 'n vyand. Nou dis hoe die duiwel normally ons aanval. Hy kom ons nou nie onsself nie. Hy gebruik 'n persoon. Hy gebruik vir Kali. As Kali nou nie sielemoene wil bring nie en hy het gesê hy gaan bring, dan is ek ongelukkig. Nee, maak maar net 'n grap, Kali. Sielemoene is lekker hoor. So as worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie. Nou as ons kyk na 'n worstelstryd, nee. Nou die Griekse woord vir worstelstryd is pale. Nou, dis interessant dat Paulus gebruik pale. Nou, gewoonlik as jy mos iemand aanval, kan jy mos 'n pyl en boog gebruik. En daai tyd het hulle pyl en boog gebruik, maar Paulus gebruik pale. Nou, pale beteken as 'n lyf tot lyf combat. Dit is wrestling. Né? Ja, wrestling gekyk al. Die klein was het ons altyd die wrestling moves gedoen. As jy down te ry, dis dit down, maar ons doen dit nog steeds. Ons doen dit net buite kan die huis. Ons doen dit nog steeds. So is 'n grip vir grip. So jy voel die persoon se asem nie, niks sommige kere is dit ongemaklik, maar dit is 'n lyf aan lyf combat. En jy voel die drukking. So dis 'n worstelstryd familie. En dis hoe die duiwel aanval. Dis 'n combat. So hy val jou persoonlik, val hy jou aan. Van sy werk is te slag, verwoes, te vernietig. Steel, kill en destroy. Hy het nie 'n ander mandaat nie. So hy gaan maak of hy van voor af kom, maar kom jy aan 'n direksie. Sodat jy jou fokus kan afhaal van waarop jy regtig waar moet fokus. So is belangrik om te verstaan die worstelstryd. Hoekom is daar altyd 'n worstelstryd? Die oomblik as jy uitgaan, gaan daar iemand nou voor jou hê, 'n worstelstryd. As dit dan moet jy jou woorde knyp. Tot jou asem wegslaat. Want dit is sy taktiek. Hy gebruik mense. So as jy die worstelstryd verstaan, familie, dan is dit maklik om oorwinning te haal. Van ons veg nie vir oorwinning nie. Ons veg vanuit oorwinning. Want Jesus het reeds alles oorwin. So as ons daardie in ons hart het, en as ons die openbaring het daarvan, dan is dinge soveel makliker. In 'n manier hoe ons gaan optree. Het gaan nie makliker wees hoe dit kom na jou toe nie. Maar jy gaan beter optree. En in jou woorde gaan jy baie mooi kies. Nie Frenchie. Spreek daai kans. So familie, dis hoekom ons altyd moeg raak. Ons veg 'n verkeerde vyand. Nou, ons veg gewoonlik teen die mens, teen vlees en bloed. Baie kere dink as die vrou of die man is die vyand. Liefie, nou waar is jy aan eten? Is moeg geweek, as jy aan eten nie, hy is maar omgekrap. Want joh, die vrou weet en ek het 'n lang dag gehad, nou moet ek eiers eet, en ek is nie lus vir eiers nie. En dis wat die duiwel normally ons aanval. Dat ons afhak teenoor mense. Want hy gebruik mense om jou van jou fokuspunt af te haal en waartoe God jou wil vat. Dis wat die duiwel doen. Nou, so, ons beklei mense. Nou, soos, ons dra kennis van Petrus, wat het Petrus gemaak. En nou, hy het saam met Jesus het hy beweeg, nee.
Hy was een van die apostels, familie. Hy was een van die apostels. Die oomblik toe hulle vir Jesus kom arresteer, in die tuin het, waar hy gebid het, waar hy wel gesê het, kan julle som 1 uur saam met my waak nie? Hy was deel van hulle wat aan die slaap geraak het. Nou toe die soldate kom, en die eerste ding is wat hy doen, toe ruk hy mes. Die apostel. En baie kere is dit wat ons doen. As mense jou aankom om jou aan te val, as staan die hel gereed met die ou kapie. Ne? En hy sny een van die vagters se oor af. En Jesus moet dit terugsit, want dis hoe ons met die werke gaan mee nie. Die oomblik as Jesus gekom het en is hom aangeneem, ons tree nie meer op soos die wêreld nie. Kyk, die wêreld wil sommige kere uitbus uit jou uit. Want as jy raak kwaad, mense kan jou kwaad maak nie. Of is dit seker net van my? So ja, familie, wie is ons werklike vyand? Wie is ons werklike vyand? Ons kyk, as 4, Paulus al 4 vlakke van geestelike oppositie haal. 4. 1 is owerhede. En tweede een is magte. En die derde een is die wêreldheersers van die duisternis. En die vierde een is die bose geeste in die lig. Nou, ek gaan saam met die deur gaan, wat dit beteken en hulle funksies. Hoekom is dit so belangrik om te verstaan? Die owerhede, die magte, die wêreldheersers van hierdie duisternis in hierdie eeu. En hierdie eeu waar ons beweeg en lewe, en die bose geeste van die lig. Dit is belangrik om te verstaan. En hoe dit kan identifiseer wanneer jy uitgaan. Van gewoonlik dink ons maar net normaal, is saam met die samelewing waar ons onsself bevind. En ag man, is nie so ernstig soos wat ons regtig waar dink nie. Maar die Satan werk subtiel en baie kere aanvaar ons sekere goedes wat nie van die Here af is nie. Maar omdat ons onkundig is in dit, laat ons dit slide. Ons lewe saam en vas en baie kere besef jy is in 'n binding nie. En dit is wat Satan wil hê, hy misleiding. Nou die eerste een is owerhede. Nou owerhede is 'n eerste rank. Is 'n hoër gesag. Nou is 'n heersende struktuur. Nou waarna verwys dit? Dit verwys na mense of 'n regering sien. Dit verwys nie na mense of regering sien. Maar geestelike gesagsvlakke in die onsigbare riem. Dis waarna dit verwys. Soos onsigbaar, die werklike geveg is onsigbaar, familie. Jy sien die mens wat jou kwaad aan doen, maar dit is onsigbaar. Dis waar die geveg actually gebeur. As soos die vyand, jy sien hulle aankom vooraf, maar dis nie daar nie, dis waar jy nie sien nie, dis van agteraf, en dis waar jy aangeval word, en dis die owerhede, is die onsigbare riem, is die struktuur. Nou wat doen hierdie owerhede? Wat doen dit? Nou dit funksioneer as geestelike leiers in die koninkryk van die duisternis. Dis waar dit funksioneer. Nou, hulle is verantwoordelik vir streke, sisteme en kulture, denkpatrone. So die kultuur en die sisteme waarin ons onsself bevind in die wêreldstelsels, hulle bestuur dit. Dis wat hulle bestuur. Nou, byvoorbeeld, gees van afgodsdienstigheid oor 'n nasie. Daai is 'n struktuur. Soos geweld, korrupsie, rebellies. Daai is strukture. En 'n gees van godsdienstigheid, dis mos wel bekend met die ene, né? 'n godsdienstigheid en misleiding. Nou, het lyk reg, met die oog af, lyk dit reg. Alles hierdie goedes lyk mos reg, ons leef in hierdie samelewing. Maar dit is altyd 'n botsing teen God se standaard en dit wat God ingestel het. En as ons nie versigtig wees en te verstaan die owerhede nie, dan gaan jy mislei word.
deur hierdie strukture, deur die owerhede. En dan gaan jy in 'n binding wees en jy gaan nie verstaan hoekom sekere dinge met jou gebeur nie. En dis hoekom dit so belangrik is, familie, om die tyd uit te koop. Om die tyd uit te koop en tyd te maak vir die woord van God. En jou Bybel te bestudeer en te verstaan die hart van God en sodat ons God kan ken en wat sy gebooie is. Dit is so belangrik. Nou owerhede beïnvloed die strukture, nie net individue nie, maar die politiek. Miskien die politieke groepe. Wat is hulle mandaat as dit kom, as ek al tyd vir stem. Callie sal weet, nee Callie, is tyd vir stem. So wat is hulle mandaat? Is hulle om te kry dat julle vir hulle moet vote? Nee? As jy beter dienste lewer as julle vir ons gaan vote. Maar soek net jou stem. Dis al wat hulle soek. Hulle gee nie om, nou nie almal hoor, hulle gee nie om oor jou welbehae nie. Maar hulle soek jou stem. En dan is dit die onderwys. En nou, dis die strukture waarin owerhede plaasvind. Dan is dit die onderwys. Is wel bekend dat hulle die gebed van Jesus Christus uithaal uit die skool uit. Dat sommige kinders voel offended as daar gebid word. So dis die struktuur van hoe die duiwel subtiel beweeg. Is om die woord van God uit skole uit te haal. Dis die taktiek van die duiwel. Dis waar owerhede plaasvind. Soos in media ook, ekonomie, die godsdienstsysteeme, nou die media's, allemaal is op Facebook. En familie op Facebook kan jy sien hoe mense wat sê hulle is kinders van die Here mekaar kan afbreek en mekaar so sleg indoen dat jy sien wat jy so kan afwas. En dis die hartseer van hoe Satan so subtiel beweeg. Almal het iets om te sê as dit kom op Facebook. Hulle breek mekaar af. Hulle sê mekaar sleg in. Sondag bevind hulle self in die kerk. Maar hulle tree nie op as die kerk nie. En dis hartseer. Dis regtig hartseer. Nou die tweede een is magte. Soos we staan die eerste die owerhede, waar hulle opereer. So is die hoër gesag van strukture. Nou die magte is die geestelike entiteite wat die gesag uitoefen, wat deur die owerhede aan hulle gegee word. So die magte het delegeerde krag, gesag, om uit te oefen die owerhede wat hulle in stelsel plek het. So, is gedelegeerde gesag, is wettige invloed, is uitvoerende mag. Nou magte werk op 'n persoonlike vlak, familie, is op 'n persoonlike vlak. So, jou denke word beïnvloed, die manier hoe jy dink, jou optrede word beïnvloed, jou gedrag, jou emosies, dit bepaal jou gewoontes, en baseer op dit, is jy 'n slaaf. Deur sekere gewoontes wat nie van God af is nie, is jy 'n slaaf. En dis hoe die magte uitvoering het. Maar dit kom alles van die owerhede af. Nou, waardeur werk magte? Gewoonlik as 'n kompromis. Nou, hy word gehoor al. Kompromis. 'n bietjie kompromis, 'n bietjie hier, kompromis, 'n bietjie daar. Maar dit is nie die woord van God nie. Baie kere wil ons kompromis met die woord van God. Ek kan nie kompromis met die woord van God nie. Maar dit kom uit hoe ek voel. Ek voel nie nou vandag lekker nie. So ek gaan 'n bietjie kompromeer. Maar wat sê die woord van God?
Hoe baie laat ons sekere goedes toe in ons lewe? Omdat ons compromise. En dan wil ons God vra, hoekom gebeur sekere dinge? Maar ons voer nie sy woord uit, soos hy dit verwag, ons moet dit uitvoer nie. Nou, magte week deur, en week deur sonde. Dit week deur 'n oop deur. En gewoonlik gee ons die duiwel 'n oop deur. Of jy bewus is, of onbewus is. Dan gee die duiwel 'n oop deur. En dis hoe magte gewoonlik in gaan kom. Of onbeleide areas. Soos ek draak al in my hart, nog altyd oor hy sielemoene. Nou gee ek die duiwel inkom kans, omdat ek nie vir Kali kan vergewe nie. En nou gebruik die duiwel daardie oop deur om my in 'n binding te hou. Van ek kyk heeltyd na die sielemoene. Nou hulle gebruik mense, die magte het 'n persoon nodig om sy take uit te voer. Hy het 'n persoon nodig, so hy het vir my en vir een en elkeen benodig het om sy take uit te voer. So, dit kom deur onvergifnis, deur vrees en deur leuns wat ons glo. Baie kere, soos in die leuns wat ons glo, kan iemand van 'n pulpit afkom. En dit hou jou in 'n binding, sodat jy nie in hy volheid kan lewe wat God verwag van jou om te lewe nie. Nadat sy woord daar so is vir jou, om in volheid te lewe, dis waarvoor Jesus Christus gekom het. Op die kruis het hy gesê, alles is volbring. So meaning, dit is volbring, alles. Maar jy leef nie in hy alles wat hy volbring het nie. As gevolg van sekere leuns wat jy geglo het, wat jou in 'n binding hou. En dit bepaal jou waardesisteem, hoe jy optree, hoe jy dink en hoe jy praat. Nou die derde een is wêreldheersers van hierdie duisternis. In hierdie eeu, familie, in hierdie eeu wat jy self bevind mee. Nou as heersers oor die wêreldstelsel, is magte wat die orde van hierdie wêreld beïnvloed. Soos magte wat hierdie wêreld beïnvloed. Nou, word verwys na hoë geestelike magte in die denkstelsel. Soos jou waarde, die kultuur waarin jy bevind, van hierdie wêreld. Soos in jou gemeenskap, waar jy is. Dit bepaal mos sommige keer jou waardesisteem, hoe jy optree, hoe jy praat. In die skole, is bind 'n kultuur aan. Hoe jy praat. So, hoe funksioneer hulle? Hulle beheer die donker sisteem, wêreldsisteem. Nou is die wêrelddenke, is nie om soos die wêreld te dink nie. Die wêreld wil hê jy moet dink soos hulle. Dis wat hulle wil hê, jy moet dink soos hulle. Om sekere goed te aanvaar, wat die wêreld in plek bring. LGBTQ community, wat ook al dit is, om sulke goed te aanvaar, is alright. Om daarmee saam te leef. Maar dis nie wat God se woord sê nie. En baie kere maak ons spreek vir dit, van ons mense, ons liefde, ons familie, ons kinders. Wees lief vir die persoon, maar moenie die mag tolereer nie. Daai bose mag, wat die kind onder beheer is, wie die persoon is, moenie dit tolereer nie. Ons tolereer die magte. Jy moet lief wees vir die persoon. Ongeag wat, liefde. Is nie menserike kalie, is liefde. Dit kos van jou sommige keer van as 'n werkwoord is om lief te wees. Dan maak die persoon nie hoe kwaad, maar jy moet lief wees vir die persoon. Maar jy moet nie die bose geeste, die owerhede moet jy tolereer nie. Want dis waar o God jou mag en gesag gegee het. Daai is 'n geestelike dinamika, familie. Is om te verstaan jou autoriteit, wie jy is in Christus en waarvoor het jy gekom. So dit is alles wat verlore was tussen Adam, van Adam af, en hy het dit volbring om hy autoriteit terug te gee aan die wat in hom glo en hom aanneem as die verlosser en zaligmaker. So, hoe funksioneer hulle? Dis wêrelddenke, dis anti-Christus, ideologie.
is daar die waardes van die wêreld, daar die systeems van die wêreld, die kultuur van die wêreld, is morele verval, is die modes, is materialisme, alles dit, wat jou in 'n binding kan hou, omdat jy jou oog gefestig hou op sekere van hierdie goedes. Nou, dit beïnvloed die gees van die tyd van hierdie eeu, en waar ons lewe, familie. So dit praat van die modes, die waardes, hoe almal dink, en hoe almal praat. Sommige kere is dit hierdie, dinge wat jy altyd sien op Facebook, hulle noem dit 'n trend. Nee, almal jump op hierdie wagon, is 'n trend. En baie keer, dis hoe die duiwel beweeg. Almal wil deel wees van 'n trend. Daai is die kultuur van hierdie wêreld. En as jy nie nugter is, en kan onderskei teen hoe hierdie geeste werk nie, dan trap hulle jou. Dan trap het jou. So, hulle vorm, wat lyk soos aanvaarbaar, is normaal vir ons. En dis hoekom onderskeiding so belangrik is, familie. Onderskeiding is belangrik, sodat ons kan onderskei, is dit van U af, of is dit nie van U af nie. Nou, dit week deur misleiding. Is nie altyd geweld nie. Kom nie altyd met geweld nie. Dit kom baie subtiel voor, deur misleiding. Dit is verwarring. Dit bring verwarring. En dit verdraai die waarheid. Dus ons kyk in die tuin. Hoe het die serpent die waarheid verdraai? Sodat Eva kan eet van die vrug. So hy verdraai die waarheid. En dis alright. Het klink soos die waarheid. Jy kan gaan met dit, maar dis nie volgens God nie. God is die waarheid. So dis belangrik om die waarheid te ken. Van die waarheid alleenlik kan jy vrymaak. Nie verdraai die waarheid nie. Dit hou jou in 'n binding in. So hy is die derde een, familie. Wêreldheersers van hierdie duisternis. En die vierde een is die bose geeste in die lig. Nou is geestelike wesens van boosheid. Nou dis in die onsigbare sfeer. Dis die geestelike realm is rondom ons. Nou dit verwys na 'n laer vlak van bose geeste. Nou dit is direk, né? Dis direk en dit vind daglik plaas. Die aanvalle vind daglik plaas. Elke dag vind dit plaas. So sommige kere sê ons gewoonlik is sê hulle die ding, hy het weer met die verkeerde voet uit die bed uit geklim. Dis elke dag se aanvalle, familie. Dit moet nie bepaal hoe jy moet voel nie. Die dag moet nie bepaal hoe jy moet voel nie. As jy verstaan en kan onderskei dat Satan sal nie te ruste wees met die feit dat jy 'n gelowige is en dat jy Christus navolg nie, gaan hy nie rus nie. Die duiwel se taktiek is, hy is simpel. As hy nie jou kan pootjie nie, dan gaan hy jou stoot. Maar sy myn resultaat is dat hy wil hê jy moet val. Dat jy moet val. Dit is sy myn resultaat. En Paulus sê, bly staande. Dis hoekom ons die wapentoerusting het. Bly staande. Ongeag hoe jy moeg raak, jy voel nie lekker nie, bly staande. Nou, wat doen hierdie bose geeste? Hulle beïnvloed nog steeds jou gedagtes, jou emosies. So alles loop in lyn, familie. Dit gaan oor jou. Hy wil jou aanval, jou gedagtes, jou emosies, jou optrede. Hy word versoek. Hy wil hê jy moet vrees. Dit is wat hy wil hê. En hy wil jou onderdruk. Hy wil hê jy moet altyd onderdruk voel. Voel dat dinge gaan nie van my uitweek. Hy wil hê jy moet sulke goedes praat.
Jy moet dit dink. Jy moet nie toelaat dat die duiwel jou mislei en sekere goedes praat wat jy nie moet praat nie en dit oor jouself. Nadat Christus het gesê, jy is meer as 'n oorwinnaar. Hy sê dit. As gevolg van wat hy gedoen het op die kruis, is jy meer as 'n oorwinnaar. Nou, dis wat hulle soek. Hulle soek net oop deure. En dit kom deur sonde. Vrees, emosies. Dis wat die bose magte soek, oop deure. Nou, hoe bied ons teenstand deur hierdie bose magte, familie? Hoe bied ons teenstand? Ons het nou gehoor van al 4 van hulle. Owerhede, magte, wêreldheersers, bose geeste in die lig. Maar hoe bied ons weerstand teen hulle? Nou, is deur die naam van Jesus Christus. Een is deur die naam van Jesus Christus. Niks ander naam nie. Niks ander naam nie. Is die naam van Jesus Christus. Tweedens is God se woord. Is nie my woord nie. Is nie my opinie nie. Maar God se woord. En dis hoekom dit so belangrik is om te weet wie jy is in Jesus Christus. En dit is belangrik om te weet wat sê God se woord aangaande jou. Dit is baie belangrik. En is heiligheid. Jy kan nie lewe soos jy lewe in die familie. Is heiligheid. En is gebed en vas. Dis hoe ons teenstand bied teen hierdie geeste. Standvastigheid. Dis nie wankelraggie. Dis standvastigheid in dit wat God sê en in God se woord. En dit wat hy gesê het aangaande my, standvastigheid. Al lyk dit hoe donker sommige kere. Pastor gesegde, want nou pastor gesegde, hy is aan jou en hy is by jou, né? Dan gaan hy openbaring so weg uit jou kop uit. Hy voel alleen. Dan kan ons nie dit sê nie, hy is by my, hy is in my nie. Dan is jou gunsteling liedjie. Het is belangrik dat ons openbaring kan kry van hierdie goedes familie. Want as ons die openbaring kry van dit en dit wat God sê aangaande ons, dan gaan die duiwel altyd sy struktuur wat hy wil doen om jou te sien val, gaan hy reg kry. Hy gaan dit reg kry. Dis hoekom openbaring so belangrik is. Is jou getuie, is jou aanbidding, dit bied weerstand, is jou aanbidding. Sommige kere moet jy dans om die duiwel 'n curveball te gee. Dinge lyk donker, maar hy dans. As geestelike onderskeiding. Ek dink die keer mis dit altyd baie. Geestelike onderskeiding. En dis hoekom so belangrik om openbaring te kry van dit. Dat die Heilige Gees is daar so om ons te help. Elke dag. En die laaste een is geloof. Dit is geloof, familie. Dit is geloof. Nou, ek is naby afsluit, familie. Naby afsluit hoor. Naby afsluit. My laaste gedeelte is Efesiërs 1 vers 17 tot 18. As jy kyk, ek het Efesiërs gebruik, 6. Is oorlogsuitvoering. En die feit dat ons Christene is, die gelowige is elke dag 'n oorlog. Elke dag. 'n sekere goedes wat jy dan kan face, wat ek nie van weet nie. Wat jy min deel, wat ek nie van weet nie. Wat Kali min deel, wat een en elkeen wat hier so sit, min deel. Wat jy alleen weet. En dit is oorlogsuitvoering van Satan se kant af. Ons veeg nie meer soos die Ou Testament nie. Die feit dat Jesus gekom het en ons weergebore, het ons gesien wat hy kom doen het. Het ons die mag en gesag gegee om te trap op slange en skorpioene, om duiwels uit te dryf, om siekes gesond te maak. Daai is die autoriteit en daai is die magte en daai is die oorlogsvoer wat ons moet bied. Siekes gesond te maak. Duiwels uitdrywe, ons dryf hulle uit man.
Ons hou nie conversation met die goed nie. Ons dryf hulle uit. Want hulle hou die mense in binding. En baie kere, dan gesels ons oor dit. Ons moet nie gesels nie. Ons dryf hom uit. Ons toe in aksie. Want dit is waarvoor Jesus gekom het. Om oorlog te kom voer met die koninkryk van duisternis. Hy het die conversation gehou nie. Hy het hulle uitgedryf. Hy het hulle in die varke ingestuur. En dit is wat ons moet doen. 'n Duiwel wat wil kom sitplek maak, jaag jy weg. Hy behoort nie daar nie. Hy behoort nie eens in jou huisie. Moet hom nie plek gee nie. Want hy kom subtiel en dis hoekom ons openbaring en onderskeiding moet hê van wat ons baie kere toelaat. So maar ons kyk Efesiërs familie. Dit sê, Efesiërs 1, dit sê, Efesiërs 1 het sê, geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel en in Christus. Ja, familie, dis 'n cheer up. Moenie so bedroef lyk nie. Dis 'n cheer up. So beteken, wat sê God? Al die rykdom. Ek het jou geseën met al die geestelike seëninge. Dis iets wat ek gedoen het. Die feit dat Jesus gekom het, is al die geestelike seëninge, dit is in jou in. Dis soos die wapen waarna toe jy gaan as jy oorlog gaan voer. So jy het 'n wapen. Dan kan jy weer worry, jy het altyd bullets. Raak jy op my maat. Raak jy op. Die bullets is soos die woord, maar dis hoekom dit belangrik is om die woord te ken en God te ken. Sodat wanneer die duiwel die liste bring, kan jy dit afskiet met die woord wat in jou is. Dit is wat Efesiërs bevat, dit is wat God gegee het aan ons. Alle geestelike seëninge. En dit is belangrik dat ons die geestelike seëninge moet verstaan. En hoe kan ons dit gebruik vir ons benefit? Dat dit nie daar bly nie. Maar ons gebruik dit elke dag vir ons benefit. En dan is dit 17 vers 18. Dit sê, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees en wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Wauw. God gee die gees. Hy gee wysheid. Hy gee openbaring. Dit is wat hy wil gee, familie. So hy wil jy nie onkundig los nie. Hy gee jou die gees van wysheid. Sodat jy wysheid kan toepas elke dag van jou lewe. So jy hoef nie onkundig te wees in wat ook al battles jy face nie. Maar jy tree wys op dat mense sal verbaas staan. Mense wat jou probeer afkraak, sal verbaas staan as gevolg van die gees van wysheid wat in jou is en hoe jy 'n situasie sal hanteer. Want is baie kere wat mense afkyk, hoe Satan werk. Hy gebruik mense om af te kyk of neer te kyk na jou. Miskien van jou background of die werk wat jy doen. Kyk hulle neer op jou. Al die rykdom is in jou in. Al die seëninge is in jou in. So gebruik die gees van wysheid, want dit is so belangrik om te verstaan die openbaring en kennis om God te kan leer ken en te weet wie God is. En ons sê God is groot, hy is almag. As niemand soos hy nie, maar hy is in jou en familie. Hy is in my, hy is in een en elkeen. Wat bely het, wat 'n navolger is van Jesus Christus, is hy in. So, nie die duiwel toe kans gee, om het mee te ry nie. Van hy moet onder jou voete wees. Vers 18. Vers 18, familie. Verlig die oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heiligheid van sy erfdeel onder die heiliges is. So mooi, familie. Verlig die oë van die verstand. Is het gesing? Open the eyes of our heart.
Sodat ons moet sien wie ons ware vyand is. En nie die mens nie, nie die mensveggie. Maar breek elke liste van die duiwel af. Soos jy het gooi na jou toe, na jou familie toe, na jou bediening toe, na jou kinders toe. Breek elke lus van die duiwel, breek dit af. Moet hom nie toelaat nie. Moet hom nie toelaat nie. Die oomblik as jy besef, God het my geskape vir 'n spesifieke doel, dan sal jy die doel uitleef as jy openbaring het towards dit. Ongeag wat mense sê van jou. Jy sal dit doen van God het gesê wie ek is in hom. Nie mense. Nie mense. Jy verstaan wat God se taak is met jou. Nie mense. En dis hoe dit so belangrik is, familie. Gelowiges moet tot die punt kom om die onsigbare werklikheid te kan raak sien. Nie net die natuurlike wêreld nie, maar die onsigbare wêreld kan raak sien. Kom tot die punt, eintlik broeders, word kragtig in die Here en in die krag van sy sterkte. So kom tot die punt om die onsigbare realms, die geestelike donkerheid, die koninkryk van duisternis raak te sien. Sodat jy kan triomfeer in dit wat God gesê het, jy is al reeds 'n oorwinnaar. En ek sal dit weer af, familie. Met Johannes 4:23 of 24. Maar die uur het gekom en dit is nou. So as jy meer tyd het. So koop jy tyd uit. Ons lewe in die laaste dae. Dit is nie net 'n gesegde nie. As ons sien hoe dinge floreer in die wêreld, die buitekant ons. Mense wat sterf. Elke liewe dag. En ons is hier deur die genade van Jesus Christus, die feit dat sy hand nog elke dag op ons lewe is. En ons is dankbaar vir dit. So wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en in waarheid sal aanbid, want die Vader soek sulkes wat hom so aanbid. En God is gees, en die wat hom aanbid, moet hom in gees en waarheid aanbid. So amen. Baie dankie familie. Amen.